Môre, ek wil vanoggend so graag sing, dis heerlike lente, die winter is verby. Maar die winter het nou eers begin, en ek weet nie van julle nie, maar hierdie week het ek lekker koud gekry. Maar julle worry mos nie nou oor die koue nie, want dit is vakansie, so jy kan lekker lank en laat in jou bed bly. En jy hoef nie buite toe te gaan nie. Jy kan sommer net lekker in die huis bly. Maar kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Papa God, dankie vir u liefde, dankie dat u groot en goed is en dat u ons elke dag in u hand vashou. En dankie dat u vir ons sorg. Amen. Ek wonder, maar ek dink julle dink daaraan nie. Ek wonder of julle weet hoekom het ons vakansie. Ek weet julle wil eintlik weet hoekom het julle skool. Maar hoekom dink julle het ons vakansie? Ja, ons het vakansie om te rus. Hoekom wil ons rus? Want baie keer was ons kwartaal besig geweest, ons het hard geleer het, ons het hard sport gedoen en ons is sommer net moeg. En dan het ons vakansie sodat ons 'n bietjie kan rus. In Matteus 11 vers 28 lees ons, sê Jesus, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Jesus weet ons word moeg, en hy wil hê ons moet rus, maar Jesus sê, as ons werklik wil rus, moet ons na hom toe kom. En in Jesaja 30 vers 15 sê hy, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Om stil te wees is om by God stil te sit en sy woord te lees en met hom te gesels. En dan die vertroue is om te doen wat God in sy woord vir jou sê. En dan sê die Here, hy gaan vir jou krag gee. So ek wil hê, julle moet die vakansie om werklik te rus, bietjie WBD. Nie is nie 'n nuwe kar nie. Die W staan vir die woord. Ek moet bietjie tyd maak om my Bybel te lees. Om elke dag 'n stuk uit die Bybel uit te lees. Ja, julle raai reg, die B staan dan vir bid. Om dan met die Here te gesels oor wat hy vir my in sy woord gesê het. So W staan vir die woord, die B vir bid, en ek wonder of julle kan weet waarvoor staan die D. Ja, dis vir doen. Om dan te gaan doen, om te gaan gehoorsaam wees aan wat God vir my in sy woord gesê het toe ek dit gelees het en wat ek gehoor het toe ek met hom gesels het. Om dan as hy vir my gesê het, maar gaan wees lief vir mense, of vir pappa en mamma byvoorbeeld die skorrelgoed te was, of vir pappa 'n koppie koffie te maak, om sommer net vir een van jou maats 'n drukkie te gee, of vir hulle te gaan kuier, om mooi met mense te praat, om nie vir pappa en mamma te jok nie, om te doen wat God in sy woord vir ons sê. En weet julle wat? As ek en jy elke dag gaan WBT, ons woord gaan lees, daar gaan bid, en dit prakties gaan doen, daar gaan ek en jy God se krag ervaar. En as ons sy krag ervaar, dan gaan ons rus. Kom ons maak gou ons oë toe. Papa God, dankie vir vakansie waar ons 'n bietjie kan rus. Waar ons nie hoe vroeg op te staan om skool toe te gaan en moet huiswerk doen en die hele tyd met sport oefen nie, maar waar ons sommer net kan partykeer laat slaap en net lekker rus. Maar Here, ons weet ware rus en om nuwe krag te kry is om te WBD. Om stil te sit by U en vertroue in U te hê. Help ons dat ons hierdie vakansie nie van U sal vergeet nie, maar meer tyd saam met U sal spandeer, sodat ons werklik kan rus en nuwe krag kan kry. Ons loof en prys U, want U is groot en U is goed. Amen. So hierdie vakansie, jy kan lekker laat slaap, maar wil ek jou
uitdaag om elke dag te WBD. Tyd in God se woord en sy teenwoordigheid, tyd in sy teenwoordigheid deur te bid, en dan tyd in sy teenwoordigheid te spandeer deur te doen wat hy vir jou sê. En dan gaan ek en jy sy rus en sy krag ervaar. Dit was lekker om saam met julle te kuier, en ek hoop ons sien julle almal volgende week Sondag in die Kruiskiets Village. Lief vir julle.